Dalk staan jy vandag en jy is onseker as jy vandag sou sterf. Of jy ewigheid sou ingaan en by God wees. Daar was 'n kruis op Golgotha waar Jesus gesterf het vir jou. En as jy hom aanneem as verlosser, sê die woord, Johannes 1:12, vir elkeen wat hom aanneem, gee hy die reg om 'n kind van God te word. As jy vandag in die gebou staan, dit gaan nie oor 'n kerk aanneem nie, dit gaan oor Jesus aanneem. As jy vandag jou lewe vir Jesus wil gee, waar jy staan, wil ek saam met jou bid. Steek jou hand hoog op en sê, Here, vandag wil ek my lewe, my saak met U regmaak. Dalk is die eerste keer, of dalk is dit 'n keer wat jy sê, ek moet terugdraai na God toe. En waar jy is, steek jou hand op, ek wil saam met jou bid. En daar's klomp hande wat opgaan, en gemeentes, ek weet daar's nog mense, as jy vandag moet terugdraai na God, of jou lewe moet gee, steek jou hand hoog op. En as iemand naby jou hulle hand op het, wil ek hê jy moet nou na toe stap, gemeente, kom ons gaan bedien hulle. Kom ons gaan bid vir elkeen vanmôre, hulle lewe vir die Here gee. As jy sien naby jou, iemand het hulle hand op, gaan na hulle toe. Gaan bid vir hulle. As iemand nog hier by jou is, jy hou daai hand hoog op, dat ons vanmôre by jou uitkom. Vanmôre saam met jou bid. Kyk gerus rond, as iemand naby jou is, beweeg uit na hulle toe. Vader, dankie vir elkeen vandag. Vir elkeen wat 'n keuse gemaak het om hulle lewe oor te gee vir U. Dankie Here Vader, dat vandag blydskap in die hemel is. Want U sê die engele juig oor elke siel wat tot bekering kom, elke persoon wat hulle lewe met U regmaak. Dankie Jesus dat hierdie bloed U die sonde van die wêreld wegneem en mense se skuldlas vanmôre afneem. En vandag daai jas aantrek wat sê kind van God. Dat U Vader vir hulle 'n nuwe kleed gee wat sê skoon gewas. 'n Ring aan die vinger wat sê myne, jy's 'n kind van God. En skoene, 'n taak om die wêreld te gaan vertel van die goedheid van God. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Jy kan die sitplekke neem as jy kan. Daar's 'n dokumentêr oor Brakpan en dit is nie in my notas nie. Maar as jy die dokumentêr kyk, lyk dit amper so Surviving Brakpan. Ek het nie gekyk nie, my vrou het my daarvan vertel. Sy kon ek dink 2 of 3 minute maak, toe sit sy af. En ons is nie gemaak om Brakpan of Springs of Suid-Afrika te oorleef nie. Jy is 'n kind van God, gemaak om God se liefde te ontvang, gemaak om 'n instrument van God se liefde te wees en dit met ander te deel. En as wanneer omstandighede moeilik raak, gaan mense in survival mode in. Ek kom deur van maand tot maand. Ek betaal alles, ek
Ek hoop my besigheid gaan beter, maar jy's nie gemaak net om te oorleef nie. Jy's gemaak as 'n instrument van God om hierdie dorp en die dorp waar jy bly, jou besigheid en jou werk te verander. En terwyl ek dit sê, weet ek, God sê vir besigheidseienaars vanmôre hier in hierdie gebou, dat dit is tyd dat jy saam met jou werkers begin bid. Dit is tyd dat jy eienaarskap vat, nie net finansiëel nie, maar ook geestelik en sê, ek is geroep om my werkers nader aan die Here te lei. Amen. Ons is hier met 'n taak om lewens te verander. En daarom sê ek elke keer as ek praat, AGS Lofwoord, ons is God se kerk vir mekaar en vir die wêreld. So jy is geroep vir die persoon langs jou, as jy alleen sit, kyk net bietjie verder. Jy's geroep om 'n verskil te maak hier. Jy's geroep om 'n verandering te maak. En moenie dat die vyand jou lewenslus steel nie. En as jy jou vuur verloor het, sal ek vanmôre saam met jou bid, dat jy daai vuur in jou hart kan terugkry. Want ons dien nie 'n dooie godsdiens wat ons net kerk hou nie. Ons dien 'n lewende God wat 'n verterende vuur is, wat strome van lewende water uit jou binneste uitborrel. En jy kan nie wag om mense te vertel van Jesus nie. So as jy vandag jou lewe vir die Here gegee het, is jou eerste opdrag, gaan vertel ten minste vir een persoon. Ten minste vir een persoon. Jy het vandag 'n keuse vir Jesus gemaak. Of jy nou teruggedraai het na hom toe, of jy nou jou lewe eerste keer vir hom gegee het, gaan vertel vir een persoon. En as jy wil, ons het boekies, Niels sal na die tyd staan by die boekies en net vir jou 'n boekie gee wat jou help met jou geestelike groei. Nou dis die eerste preek, die tweede preek. Iets wat my nog altyd fascineer is as mense die vermoë om te kan hoor. Dit is vir my altyd so amazing. Ek weet nie of julle die video's gesien het van klein kinders, as hulle daai gehoorstukkies kry, en vir die eerste keer kan hoor nie. Sit gou 'n prentjie op as julle kan. Dit is so 'n ervaring as 'n kind vir die eerste keer klank kan hoor. En dit is, om daai videoetjies te sien, ag, is vir my amazing, en nee, ek is nie broeis nie. Maar is nogal iets om te sien. En dan moet my nog fascineer, ek het 'n lank terug 'n storie gelees van Reginald Fessenden. Hy was 'n uitvinder, en nou moet jy die storie vir jouself voorstel. Dis 1906. Daar was nog nooit musiek of stemuitsending oor radio gewees nie. Al wat daar was is morsekode, net morsekode. En 24 Desember 1906 met 'n radiostasie wat so half aan mekaar geslaan was, eksperimentele radiostasie in Massachusetts, het hierdie uitvinder sy die eerste uitsending uitgesaai oor die Atlantiese Oseaan. Nou onthou jy het nog nooit klank gehoor oor 'n radio nie. Hier ewe skielik oor jou ontvanger van hierdie morsekode hoor jy iemand praat. Nou ek dink jy kan nogal groot skrik. En die eerste uitsending was so 'n stuk klassieke musiek, en daarna het hy sy viool opgetel en gespeel, O Holy Night. En daar het hy gelees Lukas 2:14 wat sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde op ou Kersaand. En ek kan imagine hoe daai mense moes gevoel het, want dit was so fantasties. Nou ek weet, vandag se tieners julle kan eers dink om sonder musiek te wees nie. Hulle het hierdie earpods en ek weet nie wat se pods nog alles nie. Hulle is amper gebore met goedjies in die ore, en dan sê ouers sê kom maak jou kamer skoon, en hulle kan niks hoor nie. Nie ander mense se kinders nie, as die pastoor se kinders nie. My kinders is great. Maar ons daar was ons ook cool geweest. Net vir julle vertel, ons het Walkmans gehad. Jy het so kassettape gehad. Man. En as jy 'n Walkman gehad en strate geloop het, batterye gehad, het jy tape gehad, dan was jy cool, man. Jy was soms op ritme geloop. Okay. Maar gehoor het my nog altyd so gefascineer, en wat nog beter as dit is dat ons die voorreg het om die stem te hoor van die Allerhoogste God, wat nog steeds met ons praat. Hy praat met sy kinders, en soms met mense wat nie eens hom ken nie, kom hy en hy praat met mense. En dis die grootste ding wat die vyand wil aanval. Hy wil aanval dat jy onseker is of jy ooit God gehoor het. Die eerste aanval wat ons van lees is Genesis 3 vers 1 wat staan, die slang was listiger as al die wilde diere wat deur God gemaak is, en het vir die vrou gevra, het God werklik gesê?
En jy kan self verder al lees. En hierdie maand praat ons oor met respek gesê. En gewoonlik as iemand vir jou sê met respek gesê, dan bedoel dit glad nie met respek nie. Iemand sal opmerking maak met respek gesê, dis die domste opmerking nog ooit. Jesus gaan in die woestyn en ons teksvers vir die maand gaan oor, hy's in die woestyn en dan val die vyand op aan en sê van, maar die woord sê mos spring van hierdie berg af en die engele sal jou vang en dan sê Jesus, daar staan geskryf, en beantwoord hy sê, maar God het gesê. En dis die belangrikste deel van ons lewens. God wat met ons praat, jy kan nie geestelik groei as jy nie 'n intense begeerte het om God te hoor nie. En God sal enigiets gebruik om met jou te praat. Enigiets. En vandag moet jy 'n tema praat oor as die donkie beginne praat. En dis die bekende stuk van Numeri 22 van Biljam en die donkie, maar voor ons daar kom ons bid saam. Vader, Here, vandag wil U nie hê mense moet net die geklank van my stem hoor nie. U wil hê elkeen in hierdie gebou of wat luister na hierdie aanlyn uitsending, Vader, U wil hê elkeen moet hoor wat U vir hulle wil sê, want U wil praat, Here. En U kan 'n donkie gebruik en U kan klomp goed gebruik om met ons te praat, maar vandag help ons om te hoor wat U sê. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Numeri 22 begin met die storie van waar Balak, die koning van die Amorite, bang raak. En hy sien Israel en hy wil van hulle ontslaa raak. Hy wil nie hê die son moet op hulle opkom nie. En dan stuur hy amptenare na 'n profeet toe met die naam Biljam. Biljam was 'n waarsêer, bekend as 'n baroe, 'n priester of 'n oracle van sy tyd, wat 'n manier gehad het van as hy goed oor mense spreek, dan verander omstandighede. Ons lees van hierdie karakter, Biljam, in 8 boeke van die Bybel. Ons lees van hom in Numeri, Deuteronomium, Josua, Nehemia, Mika, 2 Petrus, Judas en Openbaring, meer boeke as wat ons lees van die moeder van Jesus, van Maria. Hy het 'n massiewe invloed in sy tyd uitgeoefen. En in hierdie stuk gaan luister hy by God en hy hoor wat God sê. So hy is in hierdie stuk nie 'n vals profeet nie, maar hy's 'n slegte profeet. En hoor gou, hier is belangrik, daar's sekere mense wat by God hoor, en hulle hoor by die Here, maar hulle karakter is nie goed nie, en hulle intensies is nie goed nie. Moenie elkeen wat iets by die Here hoor, net blindings glo nie, kyk na die karakter van die persoon, want ons mense wat sy intensies verkeerd is. Die mense kom by Biljam aan, en dan sê hulle vir Biljam, Balak wil hê, jy moet hierdie Israeliete vir ons vervloek, en hy sê vir hulle, okay, oornag, bly julle, ek sal by die Here gaan hoor wat hy sê. Dan lees ons in Numeri 22:12. Maar God het vir Biljam gesê, moenie met hulle saamgaan nie, moenie met hulle saamgaan nie. Jy mag die volk nie vervloek nie, want hulle is geseënd. Nou hierdie is daai aanhaling wat ek wil hê jy moet vandag vasmaak. Want soveel mense, dis daai met respek gesê, want soveel mense kom na Neil toe, na my toe, na Daniel toe, na 'n pastoor toe, na iemand toe en sê, iemand het my vervloek, het gaan sleg met my, want een of ander persoon, die stories wat ons hoor, sal jou hare laat regop staan, vir hoeveel Christene glo, hulle is deur iemand vervloek. Maar, ons lees in die storie, Biljam kan nie hulle vervloek nie. Hy kan nie 'n vloek oor Israel uitspreek nie, hoekom nie? Want hulle is God se eiendomsvolk. Hulle staan in 'n verbond met God. 'n Verbond is letterlik in Hebreëus beteken dit om te sny. In die Ou Testament het God 'n verbond met Abraham gemaak en sy nakommelinge, en elkeen wat aan Abraham behoort was deel van hierdie verbond. God se eiendomsvolk het aan God behoort, en elkeen wat hulle aanval, maak oorlog teen God. So, en hierdie beteken so baie vir ons. God het 'n belofte gemaak. Hy staan in verbondsooreenkoms, en die Bybel staan uit die ou verbond en die nuwe verbond. Ons staan onder die nuwe verbond waar Jesus sy bloed aan die kruis gegee het, so elkeen wat aan hom glo in verhouding met God kan staan en sy kinders kan wees. So jy en ek, as jy jou lewe vir die Here gee, staan in 'n verbondsverhouding met die lewende koning. Galasiërs 3 vers 29 sê, en as julle aan Christus behoort, is julle ook nakommelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Ons staan onder sy beskerming.
so met respek gesê, as die grootste persoon na jou toe kom en 'n vloek oor jou wil plaas, moet jy een ding weet. Jy moet weet aan wie jy behoort, wie sin jy is. Okay, my vrou stem saam. Dis belangrik dat jy weet wie sin jy is, want anders te gaan die vyand vir jou jok, en jy gaan elke leuen van die vyand glo wat sê is nie goed genoeg nie, en jy kan nie voor God staan nie, en jy verdien wat jy kry. Ek verdien nie wat ek kry nie, ek verdien wat God vir my gee, want ek staan onder sy genade, ek is syne, en so ook jy as jy aan hom behoort. Maar as jy nie glo nie, dan gaan die vyand vir jou jok. En jy gaan die pastoor bel en sê, pastoor, hierdie persoon het dit oor my gesê. Baie keer, hoekom ons het glo, want ons staan wydspeen, een voet nie, het by die Here, een voet in die wêreld, een voet in die kerk, en een voet, ek weet nie waar nie. En dan staan jy nie onder sy beskerming nie, maar as kind van God, leef jy onder beskerming van God, en wanneer jy uit lynheid is, dan bely jou sondes, en jy staan weer onder sy beskerming, en jy weet, hy sal jou deurvat, vorentoe vat, hy sal jou nie los nie. Ek is 'n pa, en hier's baie pa's in die kerk. En as iemand my kind voor my wil seermaak, Neil, as iemand jou kind voor jou wil seermaak, wat gaan Neil doen? Wag, kom staan nie by my, Neil. Vinnig. As iemand daai klein seun van jou voor jou wil seermaak, weet vir geen rede nie, wat gaan jy doen? Lyk soos Hulk. Dankie, Neil. Geen goeie pa sal dit toelaat nie. Nou, hoekom dink jy, God sal toelaat, dat die vyand jou net seermaak? Hy is 'n goeie God. En as jy in hom behoort, sal hy jou beskerm. Ons lees verder in die storie, terug by die storie van die donkie en Biljam. Biljam sê vir hulle nee, hulle gaan weg, en dan later stuur hulle meer mense, belangriker mense na Biljam toe, en hulle kom daar aan, en hulle sê, Balak wil hê jy met die Israeliete vervloek, en in steede van om te sê, luister, die Here het klaar gepraat, gaan weg, sê, oornag, ek gaan weer by die Here hoor. Is nie so waar van soveel Christene nie. Die Here praat met jou, en as jy nie hou van wat hy sê nie, dan gaan bid jy weer, en weer, en weer, want jy weet iets anders te hoor, en soveel keer wil ons mense sê wat ons wil hoor, en ons wil nie regtig hoor wat die Here sê nie, want dalk was die antwoord in die begin nee. Dis belangrik, as jou kind by jou kom, en hulle sê nee, dat jy bly by jou, as jy vir hulle sê nee, dat jy bly by jou nee. Amen? Wie van julle se kinders, kom ons laat julle hande opsteek, wie van julle se kinders het op aangehou vra, want hulle wil jou opinie verander? Moenie ingee nie. God gaan nie van opinie verander nie, en hoeveel keer? Nou hou die kind nie van wat pa sê nie, nou gaan hy na ma toe. Of hy hou nie van wat ouers sê nie, nou gaan hy na oupa en ouma toe. Want jy soek 'n tweede opinie, maar God werk nie so nie. God bly by sy woord, hy sal nie van opinie verander nie. As hy van opinie veranderd, was dit nie God in die begin of nou God nie. Die storie van Biljam en die donkie. Biljam gaan na die mense toe, en die Here sê vir hom, gaan, maar sy motief is verkeerd. Hy wil homself verryk. En nou, kom ons lees hierdie storie van Biljam en die donkie, en julle by my bly, deur my gebroke lees. Biljam het op sy donkie gery, en 2 van sy amptenare was by hom. Toe die donkie die engel van die Here in die pad sien, met 'n ontblote swaard in die hand, het die donkie uit die pad gedraai, en in die veld geloop. Toe Biljam die donkie slaan, om hom in die pad terug te bring, gaan staan die engel van die Here in 'n smal pad tussen die wingerde, met 'n muur aan weerskante. Toe die donkie die engel van die Here gewaar, skuur die donkie teen die muur langs, en druk Biljam se voet daarteen vas. Biljam slaan hom toe weer. Toe gaan die engel van die Here verder, en gaan staan in 'n nou plek, waar daar nie kans was, om na enige kant toe uit te draai nie. Die donkie het die engel van die Here gesien, en onder Biljam gaan lê. Biljam het so kwaad geword, dat hy sy donkie met 'n stok geslaan het. Toe laat die Here die donkie praat. Dis snaaks. En die donkie sê vir Biljam, wat het ek jou aangedoen, dat jy my nou al 3 keer geslaan het? Biljam antwoord toe, jy hou my vir 'n gek. As ek 'n swaard by my gehad het, het ek daarop, maar as ek 'n swaard gehad het ek jou doodgemaak. Toe sê die donkie vir Biljam, is ek nie die donkie, waarop jy nog altyd gery het nie?
maak ek altyd so met jou? En Biljam antwoord, nee. Die Here het Biljam sy oë oopgemaak, en hy het die engel van die Here in die pad gesien staan, met die ontblote swaard in die hand. Toe buig Biljam voor die engel, en die engel van die Here vra hom, waarom het jy jou donkie nou al 3 keer geslaan? Ek het jou kom voorstaan, want ek sien, jy is op 'n gevaarlike pad. Nou ek hou van hierdie storie. Kyk, die Bybel is amazing, beter as Shrek, talking donkey. Biljam was hardkoppig, en dan beweeg die donkie uit die pad uit, want hy wil hom beskerm, en dan sê Biljam, donkey, en dan, die wat weet. En dan gebeur is, hy slaan hierdie donkie, en dan begin die donkie met hom te praat. Nou, jy moet die prentjie nou sien. Kan jy imagine, jy's by jou huis, jy wil in jou kar klim, en die hond loop voor jou in, en keer jy om in jou eie kar te klim, en dan rap sy donkies op die hond op die bout, en dan bly die hond hier voor, en die rap sy hond op die bout, en draai die hond om en sê, hoekom slaan jy my? Nou, ek vermoed, daar gaan een van 2 reaksies wees. Of jy gaan hardloop, dink, wat het ek gisteraand, wat se medikasie het ek gedrink, want dit akkoordeer nie met my nie. Of jy gaan dink, 'n hond wat praat, ek is ryk. Nietemin, Biljam het 'n gesprek met die donkie, want hy wil nie vir God luister nie. En daar spreek woordelike donkies in almal van ons se lewens. Wie is jou donkie? Donkie is iets wat nederig is, wat jou eintlik dien. Kan die vrou wees wat al vir jare vir jou sê, asseblief my man, hou op drink, jy maak ons seer. Kan 'n ma wees wat jou waarsku en sê, verander jou lewe my kind, jy gaan seer kry. Kan 'n kind wees wat sê, papa, asseblief hou op so met mamma praat, sy kry seer. Ek hoor jy goed so gereeld. Kan siekte wees, wat jou na 'n rigting toe dryf, maar jy wil nie verander, jy is eerder hardkoppig. Iemand wat jou lief het. En ons reaksie baie keer, omdat ons nie wil luister nie, slaan ons die donkie. Slaan met woorde, of dalk fisies. Jy weet, die Here wil ons soms verander en sê, nee vir 'n verhouding. Maar jy is so hardkoppig, jy druk deur na 'n verhouding en jy kry seer, en almal kry seer. En die kinders kry seer, en tussen van hom net te bely en sê, Here, ek jammer, hou jy aan. Maar die donkie praat nog nie hard genoeg nie. Dalk gebruik die Here, daar spreek voorlike donkie in jou lewe, 'n ma wat vir jou bid. En dan gaan die mond oop en die donkie sê, hoekom slaan jy my? Hoekom my man of my vrou, hoekom maak jy my seer? Papa, hoekom maak jy my seer? Omdat jy nie wil verander nie. En dan is my gebed soms dat die Here die donkie se mond oopmaak. Want soms is genoeg. En ek sê dit reguit in hierdie kerk, dit is nooit oukei vir 'n man om 'n vrou te slaan nie. Dit is nooit oukei om iemand te verwoes met jou woorde nie, want daar is soms 'n stiefma of pa, wat kinders verwoes met hulle woorde. Want hulle hanteer nie hulle eie pyn nie, nou slaan ek maar die wat naaste aan my is. As die donkie begin praat, beteken jy luister eintlik nie vir God nie. Hy praat altyd. God wil met elke persoon praat. Die vraag is nie of hy praat nie, die vraag is of ons luister. Ek som op. God wil praat. Is jy bereid om te luister? Is jy bereid vandag om goed neer te lê? Of gaan ons na hardkoppigheid aangaan? Totdat die seer te groot is. Nie alle profete is goed nie. Toets die karakter. Verkeerde motiewe maak ons blind vir wat God wil doen. Die siener sien niks, die donkie sien die engel. Moenie aanhou vra omdat jy nie die antwoord kry wat jy nie wil hoor nie.
'n gemeente, dalk die donkie wat oor jou pad kom, is die laaste kans vir jou om jou lewe om te keer. God wil vandag met ons gemeente praat. En 'n gebed is dat ons sal kan hoor. Maar dalk nie net, Here, gee vir my die oor om te hoor nie, maar Here, gee vir my die hart wat sal luister. En net waar jy is, sluit jy jou oë saam met my. Here, U het nog altyd ingegryp. Here, U wil praat en U sal soms met ons praat deur 'n gebeurtenis, deur iemand by die werk, deur 'n vriend, deur 'n vrou, deur 'n kind. Maar Here, baie keer raak ons as U kinders hardhoorig, hardkoppig. En ons ag die stem van die wêreld meer as die stem van God. En vanmôre wil ons kom bely en sê, Here, ons is jammer. Kom maak ons ore oop. Here, ons hoor dalk die ekonomie skree. Of ons hoor dalk ons eie begeerte skree, maar vandag wil ons dit kom neerlê. Ook sit jy vanmôre in die kerk terwyl jou oë toe is. Ek gaan nie vorentoe roep of iets snaaks doen nie, maar ek wil vir jou vra, hoor jy nog die Here praat? Want andersins is jou godsdiens nie waardevol nie. Dalk wil jy vanmôre sê, Here, ek wil U weer hoor. Dalk het die Here met jou gepraat deur jou vrou of deur jou kind of deur iemand naby jou en jy het hulle geslaan en jy vanmôre sê, Here, ek is jammer. Onthou, die engel van die Here het gevra, hoekom slaan jy jou donkie? Dalk het jy die mense naby jou seer gemaak, want jy wil nie jou eie seer hanteer nie. Maar vanmôre is daar 'n kans vir die Here sê, kom. Kom wees eerlik, kom bring dit na my toe. En ek gaan jou nie expose nie, maar as jy vanmôre daai begeerte het, dan sê Here, ek kom lê dit neer, ek wil ophou, ek wil luister. Net waar jy is, begin met om te praat, sê Here, hier is my drankprobleem, Here. Hier is hierdie haat in my hart, Here, ek dra hierdie haat in my hart, ek weet nie hoekom nie, Here, vandag wil ek dit neerlê, kom genees my. Dalk luister jy aanlyn en jy sit met daai haat in die hart. Vandag is dit tyd om dit neer te lê. Here, vandag dalk die donkie wat hier praat is dalk hierdie simpel pastoor wat net wil gehoorsaam wees aan U stem. Vader, ek wil bid waar mense vandag sê, hulle wil geestelik hoor, hulle wil hoor hoe U met hulle praat, Here, ek bid, dat ore wat doof geraak het, nou sal oopgaan in die naam van Jesus. Dankie dat U met ons praat deur U woord, en U woord sal altyd die maatstaf wees van hoe U praat. Dalk sal mense wat vanmôre hier sit en sê, Here, kom lê my seer neer, dan wil ek bid vir genesing, dat U 'n herstelproses in harte bring, Here. 'n vrou wat abuse is, wat vanmôre luister, Here, kom bring genesing, want U sê, ek sien jou raak. En is nie okay nie. Here, kom bring genesing. Mense wat vandag in die kerk sit, wat dalk verslawing wil neerlê, Here, alkohol spesifiek het U op my hart gelê. Dus kom lê dit neer en bid, Here, help ons om hierdie te hanteer. Terwyl ek praat, sê die Here vir my, hoeveel keer gaan jou huweliksmaat seermaak deur 'n ander verhouding? Here, vandag, kom maak mans vry dat hulle heilig en rein leef. Dat ons soos Job sal sê, I made a covenant with my eyes, not to look at a woman lustfully. Dat ons rein oë sal hê en reine harte. Vandag, Here, dankie dat U met ons praat. Dankie, Here, geef ons harte wat hoor en sal luister en verander volgens U woord. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amazing woord, dankie pastoor.